As jy jou Bybel het vanmôre, kan jy van jou oopmaak, daar is in die boek van Lukas. Die boek van Lukas in die 7de hoofstuk. Lukas, hoofstuk 7. Ek wil vanmôre 'n bietjie met ons praat oor Simon en die sondares. Simon en die sondares. En 'n baie welbekende gedeelte in die woord van die Here. Maar Simon en die sondares. En ek wil vanmôre moet jy luister wat die Gees van die Here tot jou hart wil spreek. Moet jy oplet wat hy vir jou wil sê vanmôre. Want hier is 'n dieper boodskap in as wat ons eintlik besef. En ek sien hierdie rarig in die kerk van vandag en onder Christene se lewe sien ek hierdie selfde ding. En ek bid regtig vanmôre dat hierdie woord vanmôre net iets vir jou sal gee om aan te dink. En dat dit jou verhouding met die Here sal verander. En jou houding teenoor die Here sal verander. En ek dink dit is nodig vir elke Christen om hierdie woord te hoor. Ek praat van Christen, praat ek van elkeen wat bely en te sê ek is 'n Christen. Simon en die sondares. Nou kom ons lees daar saam in Lukas hoofstuk 7. En ons gaan saam lees daar vanaf vers 36. En ons gaan daar so lees tot en met vers 50. Daai hele gedeelte. Lukas 7 vers 36 tot vers 50. En een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseër gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n albasterfles met salf gebring. Nou ek wil gou net hierso stop en net gou gesê, hierdie was nie Maria wat sy voete gesalf het nie, soos wat hy gesê het vir sy begrafnis, is want hierdie was 'n ander gebeurtenis. En hierdie was, die Bybel gee nie die vrou se naam hierso nie. En baie mense het al gereken, dis Maria Magdalena, en goed, dis ook nie Maria Magdalena nie. Daar is geen woord in die Bybel wat sê Maria Magdalena was 'n prostituut nie. Ek sal eendag bietjie praat oor Maria Magdalena. Maar hierdie was 'n onbekende sondares. Ek sê nie dit is so nie, maar hierdie vrou laat my nogal dink. Ek wil net gou net hier stop voordat ons verder lees. Hierdie vrou laat my nogal dink, die scenario. Laat my nogal dink, en ek sê ook nie dis dieselfde vrou nie, want ek kan nie 'n koneksie maak nie, maar ek kan net sê, dit laat my nogal dink aan hierdie geval. Die vrou wat in oorspel betrap was, wat hulle wou gestenig het, het hulle haar na Jesus toe gebring. Nou ek wil eintlik daai gedeelte en hierdie gedeelte eintlik saambring, laat jy net, want dit gaan aansluit by die prentjie wat ek wil skets. Daai vrou was in oorspel betrap gewees en het haar na Jesus toe gebring, en die fariseërs het vir hom gevra, Here, die wet van Moses sê, sy moet gestenig word, wat sê u? Toe sê Jesus vir hulle, hy het op die grond geskryf, toe sê hy vir hulle, dat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En toe sê die Bybel, hulle het almal omgedraai en weggestap, en toe gaan Jesus na die vrou, hy sê, waar is hulle wat jou veroordeel? En sy het gesê, ek sien hulle nie, hulle is nie hier nie, hulle het weggegaan. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan en sondig nie meer nie. En sy het daarvan af weggestap. En so, ek sê ook hier is dieselfde vrou nie, ek probeer dit vir julle sê, ek wil daai prentjie bring, dat julle net 'n idee kry van wat hier gebeur. So hier is nou 'n ander geval. Nou kom, so hy sit in die huis van die fariseër. Die fariseër het hom genooi om te eet, en hy het aan die huis van die fariseër gekom en aan tafel gegaan. Toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was. Nou daai woordjie sondares praat van sy was, dit het 'n tweeledige betekenis. Dit kon beteken sy was 'n vrou van die nag, of dit kon beteken het sy was net 'n vrou wat nie 'n man gehad het nie en wat maar rondgegaan het, of dit kan wees iemand wat sy was net nie onder gesag gewees nie en sy was net bandeloos gewees. So hy het verskillende betekenisse, maar julle kry die idee. En sy het 'n albasterfles met salf gebring en agter by die voete gaan staan en geween
So sy kom in die huis van die fariseer, en kry gou hierdie prentjie, sy kom in die huis van die fariseer, waar sy in die eerste plek nie mag wees nie. Sy sê niks. Sy het agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane, en hulle afgedroog met die hare van haar hoof, en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, so hy sê nie te hard, hy dink het, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie en watter soort vrou dit is, wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. En hy sê, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld, die ander 51. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan albei geskenk. So bedoel hy het hulle skuld afgeskryf. Hy het dit vir hulle gesaai. En hy sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, nou hierdie is die vraag wat ek wil vra. Wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. Hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarom draai hy na die vrou en sê vir Simon, sien jy die vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie. Maar sy het met haar trane my voete nat gemaak, met haar hare van haar hoof afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by hulle self te sê, wie is hierdie man wat self die sondes vergewe? Want onthou, is net God wat dit kan doen, hè? So Jesus verklaar homself basies voor die fariseërs as God. En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Nou, ek wil hê jy moet nou hierdie prentjie nou sien. Ek wil hê jy moet hierdie prentjie nou net insien dat hy voor jou afspeel. In vandag se tyd kan ons nie regtig die erns van hierdie ding raak sien nie. Maar in daardie tyd was dit nogal 'n groot storie gewees wat gebeur het. Want die fariseërs was die mense gewees wat in beheer was van die tempel, en alles van hulle moes rein gewees het, en hulle was stiptelik, en hulle was ordelik, en hulle was alles. En hier kom hierdie vrou, en sy mag nie eers in daai fariseër se huis gewees het nie. En sy gaan skelm eintlik in sy huis in. Sy gaan staan agter Jesus se voete, en sy weet, en dis eintlik wat moes gebeur het, hulle moes haar eintlik uitgevat het en haar gestenig het. Dis eintlik wat daar sou gebeur het. Maar sy sit al lewe op die spel, en sy gaan na Jesus toe, en sy val voor sy voete neer, sy huil, en haar trane maak sy voete nat, en sy vee sy voete af met haar hare. En dis hoekom ek sê, dis nie dieselfde geval as met die ander een waar hy gesê het, sy sal vir my begrafnis nie, hierdie was 'n ander geval. En Simon dink so by homself, daai fariseer. En hy dink so by homself, wat soek hierdie vrou hier, as hy regtig 'n profeet was? Want almal gaan so aan oor hom. Dan sou hy geweet het wie sy is, hy sou nie toegelaat het sy hom gevat het, want onthou nou, sy was onrein. En alles aan wat sy gevat het, was onrein. En dit beteken ook, as sy nou in 'n fariseer se huis gekom het, het sy huis onrein gemaak. Weet jy wat sy storie was dit? Hy sou nie die tempeldiens kon gaan verrig het nie. Hy sou nie sy werk kon gaan doen het nie. Hy sou ook eers moes gaan reinig het, en allerhande sulke tipe goeders, as gevolg van wat sy nou gedoen het. Sy het basically sy hele wêreld ook omver gegooi, want sy hoort nie daar nie. En Jesus bewys dit weer in sy godheid, want hy is alwetend, en hy weet wat in sy kop aangaan. En hy gee vir hom hierdie gedeelte, hy sê vir hom, en hy vertel vir hom van hierdie 2 mense wat geld geskuld het, die een het baie geskuld, die ander het minder geskuld. En hy vra vir Simon die vraag, wie sal daai persoon die meeste lief hê?
En obviously sê hy, ja, nie die een wat die meeste skuld gehad het. En hy sê vir my het reg geantwoord. En dit laat ons nogal die vraag vra, hoe lief het ons Jesus werklik? Hoe lief het jy Jesus werklik? Hoe lief het jy hom werklik? Jy sien, Jesus maak daai stelling en hy sê, haar sondes wat baie is, ek wil gou vir jou lees, is vergewe. Want wat hy sê, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Nou hy sê nie basies dat sy is vergewe oor wat sy nou daar gedoen het vir hom nie. Jesus gee die beskrywing om te sê, sy is vergewe want sy het baie lief gehad. Sy het hom meer lief gehad as wat Simon hom lief gehad het. En dis nie asof die fariseërs nie sonde gehad het of min sonde of ietsie, ons almal het sonde. Selfs in hulle ook. En daai sonde wat ons het, vat ons weg van die Here af. Dit trek ons weg van die Here af. Dit veroorsaak 'n skeidsmuur tussen ons en God. En ons sonde maak ons vyande van God. Jy sien, want die fariseërs het baie wette gehad wat hulle moes onderhou. Hulle het verskriklik, hulle het die 613 wette gehad van Moses, plus nog die rabbiniese wette wat hulle gehad het. Jy dink jy praat van 10 gebooie, daar was actually 613 hoor. Daar was nie 10 nie. Die 10 is 'n opsomming. Plus nog dan het elke rabbi, selfs van vandag se tyd, het nog hulle eie mensgemaakte wette wat hulle nog bygevoeg het. Dis boeke en boeke en boeke en boeke vol. Dis hoekom jy sal sien oor die Jode vandag ook, selfs vandag. Hulle volg 'n rabbi. So as hulle sal vra, as hulle wil weet wat hulle oor 'n sekere saak moet dink of hoe hulle moet voel, gaan vra jou rabbi, want jou rabbi sal vir jou sê wat moet jy doen. En hulle maak hulle wette wat hulle moet volg. So dis hoekom hulle daarna so wegbeweeg van die woord van die Here af. Dat hulle dis hoekom hy praat van die oorlewering van mense. Julle hou vas aan gebooie van wat gebooie van mense is. En dis, as ons gaan kyk na die fariseërs in daai tyd, hulle het baie wette gehad om te gevolg, en al die reinigingswette, en vir al die fariseërs, vir alles wat gekom het, want hulle het gewerk in die tempel, en hulle moes absoluut rein gewees het. En hulle het in hulle oë was dit goed gewees vir die mense om hulle na te volg. Hulle wou gehad dat die mense moes ook die dinge doen wat hulle doen en al die tipe dinge. Jy sien, want hulle het moreel baie mooi geleef. Dit wat hulle gedoen het, gepraktiseer het. Hulle het nie gedronk geword nie, hulle het nie rondgeslaap nie, hulle het nie met die prostituie uitgehang nie, hulle het nie met ongewaste hande geëet nie, hulle was prim en proper, hulle was nie uitspattig nie, hulle was nie oordadig nie, hulle het alles prim en proper gedoen en alles, en weer die een wat dit nou nie so gedoen het, want hulle het regtig probeer om goddelik te lewe. En dit is hoekom Jesus in 'n ander gedeelte vir hulle gesê het, die fariseërs het hulle self op die stoel van Moses gesit. Alles wat hulle dan vir hulle sê, doen dit, maar moenie doen wat hulle doen nie. Wat het hy daarmee bedoel? Die regterstoel van Moses was basies 'n seat wat hulle in die sinagoge gestaan het, letterlik 'n stoel wat in die sinagoge gestaan het soos 'n troon, waarop die hoofrabbi sou gesit en dis waarvan hulle wette sou gemaak het. Hy het gesê, dit wat hulle dan vir hulle sê, doen dit, want hoekom hulle was onder die wet. Maar hy het gesê, moenie doen wat hulle doen nie. So moenie hulle karakter navolg nie. Jy sien, hulle het alles gedoen om goddelik te leef, maar daar was een probleem. Hulle was nie bewus van hoe nodig hulle die Here het nie. En hulle het ook geen broederliefde regtig gehad of betoon nie. Want dit was of 100% die wet, wat hulle self nie eens kon onderhou nie. En dis hoekom Jesus byvoorbeeld in die grond geskryf het en vir hulle gesê het, dat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En dis hoekom hulle beskaamd weggestap het, want
Hulle almal het sonde. Maar in hulle oë was hulle nie so groot sondaars soos daai vrou nie. Jy sien, en dit is die ding wat iets wat in die kerk vandag weggeraak het is, en ek gaan nie nou wirklich daaroor nou praat nie, maar dis wat sondebelydenis in die kerk weggeraak het. Ek glo nog in sondebelydenis om jou sonde te bely voor die Here. Want wat doen dit? Sondebelydenis se doel is nie, hoe kan ek vir jou sê, is nie herinnering vir jou aan alles wat jy verkeerd gedoen het, of om jou te laat sleg voel oor alles wat jy verkeerd gedoen het nie. Dit is 'n herinnering eintlik van jou, of vir jou, van die genade wat jy van die Here ontvang. Juis omdat jy nie volmaak is nie. Juis omdat jy genade ontvang, vir dit wat jy nie kon betaal nie. Jy sien, ons kan dit nie verdien, ons kan nie redding of genade verdien, uit ons werke nie. Al is jy hoe goed, al hoe doen jy wat. En die sleutel wat ek ook mense gevra, hoe lief het jy Jesus werklik? Die sleutel om te verstaan wat dit beteken om God lief te hê, is om te verstaan wat ons is, wie ons is. Eerlik teenoor onsself te wees, en te kan sê, Here, ek besef hoe ek U nodig het. Ek besef hoe ek U kruis nodig het. Ek besef hoe ek U genade nodig het. Want jy sien, ons kan baie keer vol onsself raak om onsself op 'n tronkie te plaas, om te dink ons is beter as ander. Ons is nie so onheilig soos daai ou nie. Ons is nie so, ons het darm al gearriveer, daai ou is nog op pad, hy het 'n bietjie verdwaal maar. Dis die Fariseërs se houding gewees. Die waarheid is, ons almal het gesondig en dit ontbreek ons van die heerlikheid van God. Jy sien, daai sondares het besef hoe Jesus haar liefhet en hoe hy haar sien en hoeveel hy haar vergewe het. Want weet jy wat? Geen ander mens van die Fariseërs wou en sou haar vergewe het nie. Maar hulle moes haar stenig. En dit is hoekom sy by sy voete neergeval het, sy met trane in haar oë en sy voete gesalf, en sy het besef hoeveel het hy haar vergewe. Van wat het hy haar vergewe? En hy het geen rede gehad om dit gedoen het nie. Hy was dit nie aan haar verskuldig nie. Sy het dit nie verdien nie. Sy het niks eers vir hom gedoen nie. Dit was 'n geskenk. En dit het haar hele houding teenoor God verander, teenoor Jesus verander. Want nie een van die Fariseërs wat by tafel gesit het, sou haar vergewe het nie. Maar hy het. En dan vra ek die vraag, hoe lief het ons Jesus werklik? Nou kyk ons na hierdie gebeurtenis wat hier gebeur het, né? Die eerste vraag wat ek wil vra is, hoe lyk ons aanbidding en ons lofprysing teenoor Jesus, en teenoor die Here? Nou hoor my mooi, dit gaan nie net oor hande klap en op en af spring en hard sing en dit is nie waaroor lofprysing gaan nie. Ek wil eintlik sê, in Engels het ons die woord adoration, admirering. Hoe admireer jy God? As dit kom by aanbidding. Hoe admireer jy die Here? Jy sien, dis die verskil tussen haar en Simon gewees. Sy het Jesus geadmireer. Want sy het besef wie hy is en wat hy vir haar gedoen het. Want niemand anders was bereid om dit vir haar te doen nie. Eintlik wil ek jou hierdie vraag vra. Vra jouself gou die vraag af, hoe voel Jesus in jou teenwoordigheid?
Nie hoe voel jy in sy teenwoordigheid nie. Hoe sal Jesus voel in jou teenwoordigheid? As hy by jou moet wees, hoe gaan hy voel? Sal hy welkom voel? Gaan hy voel asof jy hom admireer? Gaan hy geliefd voel? Kyk, ons is almal geneig om te sê, o ja nee, hy sal. Hy is elke dag met jou. Hy is elke dag met jou. Hoe admireer jy hom? Hoe sal hy voel in jou teenwoordigheid? Hoe aanbid jy hom? Kom ons wees eerlik, hoeveel van ons gebede as ons die Here aanbid is maar halfhartig? Ons vra en sê dankie. Dis waar ons gebed gaan. Dit is 'n bietjie jou gebed. Vra jy net vir goed en sê net dankie vir goed. Hoe admireer jy hom? Hoe lyk jou lofprys in jou aanbid? Hoe lyk jou admirering van Jesus? Daar's 'n verskil. Hoe rammel ons net baie male maar net gebed af, omdat ons het skuldgevoel dit maar net doen nie. Hoe lees ons ook maar net die Bybel uit skuldgevoel uit nie, om ons gewete te sis nie. Hoe gaan ons maar net kerk toe, net om die pastoor happy te hou, en maar net om net te wys ek sit by voetjies daarom in die kerk, en net om my ma en my pa se mond stil te hou, of maar ons kan nie wag hy diens klaar maak nie. Is dit waarlik liefde, as alles wat ons vir die Here moet doen, of alles wat ons vir die Here doen, soos 'n plig voel? Is dit waarlik liefde vir die Here, as alles wat ons vir hom gee, vir ons voel soos 'n plig, soos 'n moet, soos 'n wet, soos 'n verpligting? Is dit waarlik liefde, as dit vir ons soos moeite voel om hom te admireer? Om te aanbid? Asof ons regtig soos 'n stryd voel? Jy sien, dit was die verskil gewees met die sondares en Simon. En die tweede ding wat ek wil sê is, het ons nie dalk ook 'n kritiese gees nie? Kom ons wees eerlik. Ek dink ons almal net in 'n mate 'n kritiese gees soos 'n fariseer. Die fariseërs was heavy geskok geweest toe daai vrou daar instorm, né? En sy het baie stil ingekom, sy het niemand geplan, sy het niks gesê eers nie. Sy het direk na Jesus toe gaan, sy het agtergestaan eers geween en toe sy en kyk haar hele aksie. Die Bybel sê, sy het agter sy voete gestaan, sy het begin huil, sy het diep bitterlik geween en sy het hom so aanbid. En hierdie fariseërs was geskok toe die vrou Jesus aanraak, want onthou nou maak sy tot Jesus onrein. Think about that. Hy sou onrein wees. En hy sit in die fariseërs huis, selfs die stoel waarop hy gesit het, of hulle nie op stoel gesit het gelê, maar selfs daar waar hy sou onrein gewees het. En die ergste is dat Jesus dit toelaat. As hy dan nou regtig 'n profeet was, dan sou hy dit mos nie toelaat nie. Dan gaan hy mos nou weet. Sy maak alles, sy gooi nou die hele perdekar hier om. Jy weet, in daai aksie het veroorsaak dat Simon bevraagteken Jesus se roeping. En hy bevraagteken Jesus se amp. As hierdie man regtig 'n profeet was, hoe kan 'n man van God toelaat dat daai onrein ding aan hom vat? Jy sien, ons het baie male 'n kritiese gees. En nou, Jesus se antwoord aan Simon, dink ek was soos 'n handgranaat wat binne hom ontplof het, want hy het dit nie verwag nie. Want Jesus bewys aan homself wetendheid, en hy sê vir hom, Simon, en hy vertel hom hierdie storie. En dan hierdie fariseërs het hierdie gewoonte gehad om so krities en oordelend te wees.
En juis omrede, hulle was baie invloedryk geweest in die samelewing. Die mense het baie na hulle opgesien. En dit het ook veroorsaak dat hulle baie hoë dink van hulle self gehad het. Juis as gevolg van hierdie morele standaarde en leefwyse wat hulle gehandhaaf het. Hulle het gedink, maar ek is die voorbeeld van hoe 'n kind van die Here moet wees. Ek is die voorbeeld van hoe ons die Here moet dien. Ek is die voorbeeld van hoe dit gedoen moet word. En Jesus sê net vir hom basies, jy is godsdienstig in alle opsigte. Maar weet jy wat, Simon, jy het nie 'n hart nie. Daai was soos 'n bom wat ontplof het in hom. Weet jy, ons is net so baie male krities en oordelend teenoor ander. Maar ons sien nie ons eie harde hart raak nie. Ons kan baie vinnig die sonde van 'n ander raak sien. En oordelend optree, veral in die kerk, veral onder kinders van die Here, ek sien dit elke dag. Waar kinders van die Here hierdie mentaliteit het van, my manier is in ons standaard en dit is hoe ons die Here gaan dien. En ons kan vinnig klippies gooi. Maar ons vergeet, ons het self hy sonde agter die deur. Ons vergeet self, dis wat Jesus vir hulle gesê het, haal daai balk uit jou eie oog uit. Jy loop rond met 'n balk, maar dan wil jy 'n splinter gaan uithaal. Dit gaan nie, hoor my mooi, dit gaan nie om oor die feit van dat ons nie mekaar moet regwys nie. Ons moet mekaar moet reg help, en as jy sien jou broer struikel om hulle reg te help, dan sê hy, jy maak verkeerd nie. Maar ons het baie keer hierdie holier than thou attitude. En dis nie hoe dit werk nie. Jesus sê, waar is jou hart, Simon? Wat kan hierdie vrou vir haarself doen? Wat kan hierdie vrou vir haarself doen? Hoe kan hierdie vrou vir haar sonde van haar betaal? Weet jy, hoe gaan sy daarvoor betaal? Jy gaan haar doodgooi met 'n klip. Terwyl jy self saam met haar wou geslaap het, Simon. Maar jy kon nie. Want wat sou die mense sê? Waar is jou hart, Simon? Sien, dis hoekom hulle Jesus gekruisig het. Ons het baie male daai houding asof ons al ge-arrive alive het. Terwyl die ander verdwaal het, hulle GPS het bietjie missing geraak. En ons kan ons baie maklik verlustig en verlekker in die val van 'n ander. Ek wil vir jou sê, ek gaan nie stryd sê, as 'n ander ou se val, en sy wegval van die Here af, is 'n val in sonde. Jy verlekker jouself en verlustig jouself dan, lekker vir jy sê, jy's 'n sadistiese, ongeredde mens. Want as die verloren gaan, ek wil eintlik sê, as die verloren gaan van 'n persoon vir jou plesier verskaf, of jouself laat verlekker, is daar fout met jou. Jou hart is boos. Vandaag se tyd, veral onder kinders van die Here, as 'n broer val, of struikel, weet jy wat, ek sien het, op social media, ek kan sien hoe gooi laai klippe. Ja, kyk, hierdie app, ja, hy het so gemaak, Plekster het dit so gedoen, Ja, Simon, is reg. Ek moet jou nie reg gehelp nie. Ek moet my opgetel nie. Hoekom moet jy my gehelp om te verander nie? Kom, ek gaan vir jou nou sê, ek sien dit baie. Weet jy, breek my hart as predikers val. En weet jy wat, hulle word gekruisig. Maar mense vergeet, hulle is mense soos ander mense. Tel hulle op. Maar weet jy wat, ek praat, onthoor dat ek so sê, praat nie van teregwys nie. Ek praat nie van teregwys nie. Ons moet mekaar teregwys, ons moet mekaar reg help, maar ek praat van, ons verlustig ons in die verlorendheid van ander. Weet jy, en Simon het Jesus nie geag nie. Dis eintlik wat Jesus vir hom sê. Hy sê vir hom, Simon,
'n soen het jy my nie gegee nie. Vandat sy ingekom het sy nie opgehou my voete te soen nie. Nou dit was 'n gebruik in die Midde-Ooste, tot vandag toe, hulle gee mekaar 'n soen op die wang, jy weet. Hy sê, jy het nie my voete gewas nie, jy het nie vir my water op my voete gegee nie. Jy het nie my hoof met olie gesalf nie. Nou as jy gaan kyk in die Midde-Oostelike gebruike wat hulle gehad het, wanneer 'n gasheer iemand oorgenooi het na hulle huis toe, en dit was 'n hooggeagte persoon, dan sou hulle begroet het met 'n soen, soos in van welkom, jy weet ons so maar op die wange, en hoekom, dis 'n hartlike verwelkoming. En dink wat het Judas gedoen met Jesus, in die tuin van Getsemane? Dit was nie, daai soen wat hy hom gegee het, was nie 'n verwelkoming nie, dit was 'n veragtelike soen. Jy dink ek moet jou, kom ek wys jou, hallo, rabbi. Dis wat hy gedoen het. Hulle sou ook die gasheer sou die genooide persoon, as hy praat my hoof met olie gesalf het, sou hulle met olie gegee het basies. Dit is basies soos ook 'n tipe van 'n parfuum, maar dis 'n verwelkoming. Dit is soos jy's welkom in my huis, dis my eer om jou by my te hê. En hulle sou, onthou nou, hulle het sandale gedraai en goeder, so hulle voete was vuil. En hulle het die reinigingswette gehad, en Simon, wat gebeur, hulle sou reinigingswater al gehad het, want ek meen, hy's 'n fariseer. Maar hy het nie Jesus se voete gewas, Jesus moes maar sy eie voete was, jy weet. Want, kyk sy houding, want hy's nie so laag om Jesus se voete te was nie. Jy verstaan wat ek meen? Hy sou diensknegt gehad het wat dit sou gedoen het. As jy die simboliek daarvan verstaan, as jy gesien het. So eintlik het jy al gesien op die TV of wherever as jy al by 'n plek was, wat hulle by 'n hotel kom of whatever dan verwelkom jy, so sê nou maar jy kom, ek weet nie of jy al gesien in die movies, dan kom hulle daar by na Hawaii, dan gee hulle vir jou hierdie blommekraans en nie om die nek en hulle verwelkom met 'n lekker iets om te drink en nou dis basically, dis 'n verwelkoming, jy voel welkom, jy voel tuis, jy wil daar wees. Simon het dit nie gedoen nie, dis wat Jesus vir hom sê, Simon, kom ons wees nou maar eerlik. Jy wil my nie regtig hê nie. Jy het my na jou huis toe genooi vir die aansien. Want omdat ek geag word deur mense, en omdat jy hoog geag is. Hierdie is soos 'n diplomatisiese regeringsbesoekie. Dis eintlik al wat dit is vir jou, Simon. Jy wil my nie genuinely so hê nie, want jy hou nie van dit wat ek doen nie. Ek is vir jou hele establishment 'n probleem. Jy ag my nie. Eintlik wil ek eintlik so sê, ek is nie welkom in jou huis nie. Jy nooi my eintlik vir jou persoonlike promosie. Jy wou net iets uit die deal uitkry, wat dit ook al is, weet ons nie, maar ek is nie op jou vlak nie, Simon. Dis wat hy eintlik vir hom sê. Jy sien, want in Simon se oë was die rolle omgeruil. En Simon se rekening van Jesus was presies soos wat baie Christene vandag is. Baie Christene vandag het in die mentaliteit, en dis hoe Simon se mentaliteit was. Luister baie mooi. Is dit nie genoeg dat ek jou na my huis toe genooi het nie? Dat jy op my tafel gesit het en jy my kos geëet het? Is dit nie genoeg dat jy in my teenwoordigheid gewees het in my status nie? Baie Christene vandag in die is dit nie net genoeg dat ek kerk toe gaan nie. Wees tevrede met wat ek jou gee, Here. Wees tevrede met wat ek vir jou doen. Want dit wat ek vir jou doen, wees tevrede daarmee. Kom ons, ek sê dit baie kras, maar dis baie Christene vandag se houding. Jy dink God skuld jou iets. Jy dink dis 'n voorreg vir die Here om in jou teenwoordigheid te wees. Jy dink dis 'n voorreg vir God om in jou kerkdiens te wees. Ons nooi die Heilige Gees in. Is dit? So hy was nooit welkom in die eerste plek, jy moet hom innooi. So dit is nooit sy huis nie. Ek weet, ek maak 'n baie godsdienstgeestelike kwaad, is reg. Die punt wat ek vir jou probeer sê is net, ons moet ophou met hierdie mentaliteit. Hoe lyk jou liefde vir Jesus?
Mense dink hulle doen God 'n guns deur godsdienstig te wees. Jy doen niemand 'n guns nie. Jy sien, daai sondares, sy het besef Jesus is die kosbaarste persoon wat in haar lewe ingeloop het. Sy het stilletjies daai Fariseer se huis ingegaan waar sy nie eens mag gewees het nie. Haar eie lewe op die spel geplaas. Sy het nie 'n woord gesê nie. Sy het stilletjies ingekruip, agter sy voete gaan staan. En sy het net eer aan hom gegee. Haar trane was 'n uiting van haar hart. Kon gewis sê die grootste offer wat sy vir die Here gegee het, was nie die parfuum nie. Dit was haar trane. Wat het hulle raak gesien? Die parfuum. Kan ek jou iets vertel? Daai vrou het nie eers die parfuum raak gesien nie. En haar gee wat sy gegee het, was 'n offer, nie 'n plig nie. Vir die feit dat Jesus, soos wat ek nou gesê het, sy kos kon eet, aan sy tafel gesit het, gereken word as een van hulle, was vir hom genoeg. En vandag in die kerk is dit maar dieselfde. As jy nie gereken word as een van hulle nie. Jy sien, dit was wat Simon bereid was om te gee. Weet jy wat het die vrou gegee? Haar hart. Haar hele wese. Haar beste wat sy gehad het om te gee, was nie net die parfuum nie. Dit was groter. Dit was haar lewe wat sy geoffer het. As ons kyk na hoe die Here ons seën, met wat hy ons toelaat om te hê, met wat hy ons toelaat om mee te leef, wat hy ons mee vertrou. As ons kyk hoe die Here ons seën, hoekom is dit vir ons 'n stryd? Of hoekom het ons ook Simon se mentaliteit, dat die Here moet tevrede wees met wat ons bereid is om afstand mee te doen? Ouch. Jy sien, Jesus vat die konsep van die wet, want jy sien, as ons kyk na die Fariseërs, hulle was baie getrou, hulle het hulle tiende gegee. Hulle het net vir 1 tiende gehad, hulle het soos 4 tiendes gehad. Hulle het proper geleef. Die tempel was ordelik. Hulle het die beste offers gegee. Hulle het die beste. Maar dit was 'n gedwonge stelsel. Dit was 'n gedwonge stelsel. Jy sien, en Jesus het daai vrou vergewe omdat sy omdat sy net sy voete met haar trane net afgedroog het, of omdat sy die albaste fles met daai salf oor sy voete gegooi het, of die beste gegee wat sy kon gehad het nie, en weet jy hoekom het haar vergewe? Omdat sy geweet het, hy is die enigste een wat haar sou vergewe. Jy sien, haar offer het haar hart getoon. Ek dink, as ek dit in moderne woorde kon sê, toe sy daar by sy voete gehuil het, in vandag se tyd soos hy gesê, I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Jy sien, dit is wat Paulus beskryf, en dis die konsep, want Jesus het die wet gevat. En hy het iets anders vir hulle gewys, want die wet het vir hulle dit 'n verpligting gemaak.
Jy sê jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir jou, wie na 'n vrou kyk en haar begeer het, reeds in sy hart egbreek gepleeg. Hy sê, wat het hy ook vir hulle geleer? Saai. Paulus beskryf dit mooi, as dit kom by die offer wat hy hier gedoen het. In 2 Korintiërs 9, julle gaan hele 2 Korintiërs 9 gaan lees, nou, maar dan in vers 6, ek gaan gou vir julle lees, sê hy die volgende daar, hy sê, maar dink daaraan, hoor dit skryf hierdie, want dit gaan oor saai, dit gaan oor saai maar, dit gaan oor gee, dit gaan oor dit, maar hoor wat sê Paulus, want ons is so gefokus op dit, oor wat ek bereid is om te gee, jy mis die punt, waar is jou hart? Jy mis jou punt. Hoor wat skryf Paulus, hy sê, maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, wie volop saai, sal ook volop maai, so dis die wet van saai en maai. Maar, nou kom en hy voeg iets by, hy sê, hoor nou mooi wat hy sê, miskien hoor jy raak wat hy sê vanmôre. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou hart? Wat is jy bereid om te offer vir die Here? Gee jy uit plig? Doen jy dit vir die Here verplig? Moet dit vir God 'n voorreg wees om in jou teenwoordigheid te wees? Moet dit vir God 'n voorreg wees om jou aanbidding te hoor? Moet dit vir God 'n voorreg wees om vir jou dat jy Bybel lees en dat jy bid? Hy sê, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voor. En dink 'n bietjie aan daai vrou. Weet jy wat, sy het nie eers die albaste fles raak gesien nie. Hy sê nie met droefheid of uit dwang nie. Want God het 'n blymoedige gewer lief. Wat sê hy eintlik daar? Die Fariseërs, alles wat hulle gedoen het vir God, was omdat die wet dit beskryf het. God soek nie die wet nie. Hy soek jou hart. Hoe lief het jy Jesus? Jy sien die manier, my attitude. Ons het ons baie male hierdie gewoonte, God moet tevrede wees wat ons doen, wat ons gee, wat ons bereid is om op te offer. Surprise, surprise. God het 'n blymoedige gewer lief. Here, omdat ek U lief het. Maar Paulus beskryf dit mooi, wie volop saai sal ook volop maai. Nou, wanneer sal jy volop saai? As jy die Bybel gelees het van die weduwee, wat Jesus by die skatkis gesit, en toe kom daar 'n weduwee in, en sy het gegaan en sy het 2 geldstukkies ingegooi. Dit is die 2 geldstukkies van die weduwee. Né? Wat ek gaan dis 'n paar, sin vandag 'n paar sent. Dit is nie van veel, as ek sê, finansiële waarde nie. Maar Jesus sê, sien hulle daai vrou, almal het uit hulle oorvloed in die skatkis gegooi. Jy sien, dit was nie 'n offer nie, dit was hulle verpligting. Dit was wat hulle moes gegee het. Ek moet my 10de gee. Jou 10de. Dis mos hoe dit gepreek word deesdae. Jesus sê vir hulle, sien daai vrou, sy het haar lewe basies gegee, haar lewensonderhoud gegee, sy het haar lewe gegee. In vergelyking finansiëel gewys met al daai ander, kan dit vergelyk word nie. Hulle kon nie eens 'n broodjie gekoop het in hierdie nie. Maar dit was haar hart. Dit is die beste wat sy gehad het. En Here sê, sy het meer ingegooi as almal hier. Want hoekom? Dit is presies dieselfde met hierdie sondares. Want jy, Simon, dink, dit is 'n voorreg vir my om in jou teenwoordigheid te wees. Ons gaan baie keer kerk toe met die houding as ons daar uitstap. Ag, vandag was die diensie vir my so cool nie. Ag, vandag was die musiek maar vir my maar boring. Ag, vir my was dit die preek maar nie vir my vandag gewees nie. Ek wil vir jou sê, jy was nie by die kerk gewees vir jouself nie. Jy kon net sowel by die huis gebly het. As jy na toe gekom en gesê, Here, ek is hier vir U.
Ek wil U aanbid, ek wil U teenwoordigheid beleef. Wanneer laas jy uitgestap en gevra, Here, was U tevrede met hoe ek U vandag aanbid het? Is U tevrede hoe ek U vandag gedien het? Is U tevrede met wat ek gebring het vir U? Jy sien, dit is waar die verskil kom. Wat sê jou hart vir jou? Weet jy wat is my interessant? Die koste van die vryspraak van sonde bly presies dieselfde. En dit is iets wat Simon ook die besef het, want Jesus sê vir hom, hy sê vir hom, hy, van wie baie vergewe het baie lief, sy het baie lief gehad, want ons baie vergewe, maar een wat weinig lief het, of as van weinig vergewe is, het weinig lief. Die Fariseer in sy oë, het hy nie baie verkeerd gedoen nie, hy was nie so bad, soos wat sy was nie. Maar weet jy wat? Al was sy sonde min, die prys van die sonde was dieselfde. Die prys het dieselfde gekos. Dalk vir sy een sonde het dieselfde gekos as vir haar menigte sonde. Dit het 'n kruis op Golgotha gekos. Dit het al Jesus se bloed gekos. En sy het die ware koste van sy bloed besef. Sy het die ware koste van die kruis besef. Hy het was nog gekruisig nie, maar sy het die waarde van sy vergifnis besef. Waar Simon het nie het. Die prys vir albei se sonde was dieselfde. As jy in 'n vliegtuig vlieg, en die vliegtuig, vlieg ons lekker in die ding, of jy nou in business class was, of in sardientjie klas was, raai wat, die resultaat is dieselfde. En is presies dieselfde. Die Fariseer, Simon, was meer bekommerd oor sy sitplek in die vliegtuig, as wat hy bekommerd was oor die erie wat gaan ontplof. En dis baie van ons se probleem vandag. Ons is so gefokus op die plek op die vliegtuig, waar ons sit in die vliegtuig, dat ons nie daaraan dink, aan die ontploffing wat voor lê nie. Ek vat dit as 'n voorbeeld. Jy sien, die prys vir ons sonde was 'n kruis op Golgotha. Die duurste prys wat ooit kon betaal word. En ek het dit uit genade ontvang. En weet jy hoekom bly mense vas in sonde? Weet jy hoekom verander mense se lewens? Weet jy hoekom bekeer mense nie? Want hulle besef nie die waarde van die kruis nie. Hulle besef nie wat was die prys vir hulle sonde nie. Het jy of jy 'n kerkmens was, het jy wat? Die prys vir die sonde was dieselfde. Jou prys het sy bloed gekos. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Jy moet eintlik reg voor in jou Bybel gaan skryf. My prys was die bloed van Jesus. My prys was die kruis. En hy het dit vir ons gegee deur genade. Ons is aan hom. Nie net ons besittings, ons lewe of alles verskuldig nie. Ek en jy is aan hom ons hart verskuldig. Hoe lief het jy regtig vir Jesus? As jy moet vergelyk, as jy 'n Simon, of as jy ook 'n sondaar is, hoe verwelkom jy Jesus in jou lewe? Hoe lyk jou aanbidding teenoor hom? Hoe lyk jou admirering teenoor hom? Maar meer nog wat hy ook vir Simon gesê het, sonder dat hy in soveel woorde gesê het. Hoe lyk jou broederliefde? Hoe lyk jou liefde teenoor ander?
Hoe behandel jy ander? Hoeveel genade kan jy aan ander gee wat dit nie verdien nie? Want weet jy wat? Dit is 'n refleksie van hoe lief jy Jesus het. Die vraag is dit, Simon, ek wil vir julle lees, hoor maar wat hy sê. En ek sluit af met hierdie versies, maar hy wil jy moet mooi luister wat hy hierso sê. Ek het in jou huis gekom. Ek wil vir jou 'n vraag, gaan Jesus dit ook vir jou sê? Ek het in jou huis gekom. Water het jy nie vir my voete gegee nie. Sy het met haar trane my voete nat gemaak en die hare van haar hoof afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy ingekom het nie opgehou my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Simon, jy besef nie my waarde nie. Jy besef nie wie ek is nie. Jy besef nie wie ek is vir jou nie. Jy besef nie wat my prys aan die kruis beteken nie. En daarom het jy my nie lief, Simon, soos wat sy het nie. Hoe lief het jy, Jesus? Amen. Ons let af. Vader, ek wil U vanmôre sê baie dankie vir die woord. Vader, ek wil bid dat hierdie woord net tot nadenke sal wees, Here, dat ons elke dag sal afvra, Here, hoe lief het ons U werklik? Here, dis 'n vraag wat ons almal moet vra. Hoe lief het ons U werklik? Is U werklik nog my eerste liefde? Here, ek wil bid dat ons harte gaan deursoek. Here, dat ons aan U sal oorgee. Nie uit verpligting nie, nie uit dwang nie uit godsdiens uit nie. Maar Here, omdat ons besef wat U vir ons gedoen het aan die kruis, omdat ons besef wat U vir ons betaal het aan die kruis. Here, dit is te groot vir my om te snap. Maar Here, my prys het U bloed gekos. En daarom vra ek, Here, vergewe ons onkunde, vergewe ons hartelose harte. En Here, ontvang ons ware opregte gebed, aanbidding, waardering, opoffering, omdat ons lief is vir U. En Vader, ek wil bid dat harte verander sal word, dat ons U sal lief het vir wie U is, vir wat U vir ons gedoen het, en dat ons besef, Here, waarvan af U ons gered het. Heilige Gees, sal U die naprediker wees van hierdie woord vanmôre. En sal U hierdie woord vir ons lewend maak in ons harte vanmôre. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.